Dit is vir my so lekker om vanoggend weer met Dr. Johnny van der Merwe te gesels. Hy is die stigter van AM Trends en ons fokus 'n bietjie op landboumarkte en ekonomiese tendense. So belangrik om te weet as 'n boer en 'n produsent in Suid-Afrika. Johnny, welkom hier by Grootplaas. Ag, baie dankie. Dit is altyd lekker om saam met julle te kan gesels. Ons het heeltemal te lank gesels, so ek is baie dankbaar vir hierdie geleentheid. Johnny, ek dink as ons kyk na landbou, wat is Suid-Afrika se belangrikste landbouprodukte wat tot die land se BBP bydra en hoe het hulle markandele die afgelope tyd ontwikkel? Ja, ek dink die belangrikste een vir my persoonlik voel ek is nogal die mielies. As dit met die mieliebedryf of die graanbedryf redelik goed gaan, dan sien ons dit gaan oor die algemeen met landbou en die groei en die waarde wat dit toevoeg tot landbougroei en tot die nasionale groei of die BBP-syfer is dit dan redelik goed. Daar's natuurlik ripple-effekte wat dit deur die landbou veroorsaak. So as mielies byvoorbeeld die graanseisoen redelik goed gaan, dan sien ons dat daar hoër vraag is vir vleis, vir bees, vir skaap. So dit trek daai bedrywe dan ook op en ook met groentes en vrugte en so. So die een, ek dink vrugte, uitvoerproduk is baie belangrik, maar binne is dit nogal vir ons mielies is nogal een kommoditeit wat ons nou nogal gewoonlik na kyk. Wat as dit goed gaan met hulle, dan weet ons kan redelik verseker wees van 'n goeie seisoen wat voorlê. Ek wil graag by jou weet, hoe beïnvloed wêreldwye kommoditeitsskommelings landbou-uitvoere en boere se inkomste hier in Suid-Afrika? Wat is daai verhouding? Ja, verseker. Ek dink ons het verseker nou met die Trump-tariewe gesien en ek dink is op almal se lippe nou redelik met Trump-tariewe en die onsekerheid wat dit nou wêreldwyd veroorsaak, wat dit natuurlik ons plaaslike produsente ook gaan beïnvloed. So dit hang baie keer ook nou maar af of ons dit 'n uitvoergerigte of ons dit 'n uitvoerproduk is soos mielies en vrugte en so voort en of ons nou meer van dit gaan invoer. Koring is byvoorbeeld een wat ek nou aan dink. Ons voer ongeveer 50% van ons koring in. So en dit kom nou van verskillende areas in die wêreld af. So koring spesifiek is nogal van die Swartsee gebied, Oekraïne, Rusland, daai area waar dan 'n groot impak op ons koringpryse het en die invloed in ons plaaslike pryse wat ons plaaslike produsente dan kry, wat dit dan redelik beïnvloed. Maar as jy nou gaan kyk na uitvoerprodukte, so ons is dan 'n prysnemer, byvoorbeeld met mielies, ons kyk baie na die seaboard-pryse in Amerika waar daai pryse is en ons dan gaan kyk ons maar na invoertipe pariteit of 'n uitvoertipe pariteitsprys, dan af of in 'n uitvoerjaar, maar op die oomblik lyk dit na uitvoer, dan as die seaboard-prys op of af beweeg, dan bepaal dit, dan spoel dit direk terug na ons plaaslike markte dan nou ook. So wat nou gebeur het met die Trump-tariewe byvoorbeeld, soos ons nou opneem, lyk dit of China en Amerika dalk so 'n bietjie begin gesels, daar begin al 'n bietjie nuwe verwikkelinge kom, dat hulle dalk so 'n bietjie daar minder, kan ek sê, die Engelse woord tension is in terme van die handelsoorlog. Maar as hulle dan nou sien dat al die tariewe wat opgeplaas is, so ons verwag dat daar minder vraag vir die Amerikaanse produk gaan wees, wat dan hulle produkpryse of hulle seaboard-pryse onder druk sit, dit sit die internasionale pryse onder druk, en dit dan deurgespoel na ons plaaslike mark toe. En dan boop dit moet ons natuurlik gaan kyk, wat is ons wisselkoers, waarheen beweeg ons wisselkoers, en hoe lyk ons plaaslike produksietoestande. Reënval, ons baie reën gesien, baie laat, kon van die produsente begin oes, en dit het nogal baie onsekerheid en snaakse verwikkelinge in ons pryse veroorsaak die afgelope 2 maande of so, of sedert ons natuurlik gesels het die laaste keer. Sê vir my, as ons kyk na Suid-Afrika se informele landboumark, watter rol speel hierdie mark in Suid-Afrika se landelike ekonomie en ook spesifiek as dit kom by voedselsekuriteit? Ek dink ons onderskat dit baie keer. Daar is statistieke wat vir ons wys, byvoorbeeld met bees, dat baie van die bees in informele hande is. En daar's al baie studies gedoen dat ons probeer om te kyk of ons nie die produktiwiteit van die informele, as ek dit nou so kan noem, of van die kleiner boere, se produktiwiteit kan probeer verhoog, dat ons natuurlik die natuurlike hulpbron optimaal kan gebruik, die grond en die water ensovoorts meer optimaal kan gebruik, wat dan beteken dat ons produksie
as 'n land of meer kompeterend as 'n land natuurlik kan wees. Een plek waar ons nogal gesien het hoe belangrik kleinskaalse of informele nie net vraag nie, maar die prosent is natuurlik op jou varsproduktmarkte. So op die varsproduktmarkte tydens COVID het van daai markte toegemaak, so ons het gesien dat die hawkers en sovoort die informele traders langs die strate is half toegemaak oor daai tydperk en daai vraag het dan weggeval. So ons het baie keer gesien dat jou graad 2's en graad 3's of jou bietjie laer kwaliteit produkte wat dan gewoonlik deur daai markte geabsorbeer word, versprei word, weggeval het en dit het veroorsaak dat daai opeenhoping is en die hele mark natuurlik baie sterk afgetrek vir jou kommersiële of jou, kom ons sê jou ryker tipe verbruiker, jou hoër LSM groep wat natuurlik die hoër kwaliteit produk wil hê en natuurlik jou uitvoermarkte wat dan natuurlik die top kwaliteit produk wil hê. En dit het die hele mark onder geweldige druk gesit. So ons het 'n plek vir alles, vir al die kwaliteite en dis wat Suid-Afrika so ongelooflik uniek maak. Ons het markte vir meeste produkte, omdat ons so divers is. Ons het van die armste tot die rykste verbruikers en verskillende verbruike en ons kan byvoorbeeld dit ook sien byvoorbeeld vir skaap. In Australië het hulle nie 'n mark vir hulle ou oeye of vir die matte as jy dit so kan sê nie, vir skaapvleis nie, waar hulle net vir lamme mark het. So baie keer moet hulle daai goed slag en weggooi amper kan jy sê, waar ons 'n mark vir alles het en ons het soveel geleenthede in Suid-Afrika dis om daai verskillende segmente te gaan bedien. Maak nie saak wat se tipe produk jy produseer as boer nie. Ek wil graag ook by jou weet en as jy vinnig net vir my kan noem, as dit kom by die invloed of die impak wat onlangse ekonomiese uitdagings in die landbousektor, goed soos inflasie, energietekorte en so, wat 'n impak of rol het dit gespeel in landbouproduksie en insetkoste in Suid-Afrika vir ons boere? Ja, kyk, as ons nou 'n bietjie inflasie is nogal vir ons 'n groot aanduider, so dis nogal 'n faktor wat die ouens nou kyk in terme van rentekoersverhogings, groei ensovoorts, wat dit dan nou bepaal die wisselkoersbewegings. So ons het gesien inflasie het redelik gestabiliseer. Hy staan ek dink net bo die 3% en dis die een faktor waar die ouens dan nou gaan kyk om te sê kan ons rentekoerse dan nou op of af beweeg, maar nie net waar hy tans is nie, ook wat die verwagting vorentoe is. En as ons nou die verwagting vorentoe gaan kyk, dan is aspekte soos oliepryse, wêreldoliepryse, dan 'n groot rol. En oliepryse word dan weer bepaal deur geopolitiese konflik. Is die oorlog in Rusland besig om te stabiliseer of is dit besig om te eskaleer? Die Midde-Ooste skiet Israel en Palestina weer op mekaar, die handelsoorlog tussen China en Amerika, al daai onsekerheid, of as dit meer sekerheid vir ons tans is skep, dan sien ons oliepryse kom af en dit natuurlik spoel terug na ons inflasie wat dan op 'n laer vlak is want ons het soveel minder of ons kostes om 'n produk by die mark te kry of energiekostes as daar generators moet gebruik word, kragopwekkers, dan is daai kostes nou alles laer. So ons sien daai inflasie van daai aspek af is bietjie op 'n laer vlak. En dan wisselkoers, die wisselkoers het redelik versterk. Hy is op 'n tyd hier verby R19. Ons sien dat hy redelik openlik terugbeweeg hier na R18 toe en dit beteken ook insetkostes wat jy nou genoem het gaan laer wees vir die volgende seisoen. Dit beteken ook byvoorbeeld ons mieliepryse of mielies wat nou uitgevoer word, ons vrugte wat uitgevoer word, is ook dan ongelukkig nou vir die produsent bietjie laer, maar dit spoel deur na laer voedselinflasie en weer eens inflasie van daai kant af wat laer is. Maar die vraag is nou eintlik, hoekom het ons nie al reeds rentekoerse laat sak nie, want ons het laer groei, ekonomiese groei, so ons wil ekonomiese groei probeer stimuleer, maar ons inflasie is ook laag. So ons is eintlik in 'n ideale posisie om te sê, kom ons laat rentekoerse nou nog bietjie sak, ons kan ekonomiese groei in die gang kry en sonder om inflasie regtig nou te affekteer. Maar ons moet nou ongelukkig kyk na die Amerikaanse ekonomie. Hulle rentekoerse is dan steeds relatief stabiel of sybaar oor die afgelope paar maande en as hulle nie laat sak nie en ons laat sak byvoorbeeld, gaan ons bietjie investering in die rand verloor, ons gaan vraag na die rand verloor, omdat ons nou minder opbrengs op investering of op kapitaal vir die investeerder gaan gee en hulle gaan dalk terugbeweeg in die dollar en die rand kan dan weer verswak, wat dan weer kan beteken dat ons weer die ripple effek het van, of die sneeubal effek het van hoër inflasie, swakker groei, et cetera. Maar daar is nou
sprake dat Amerika se rentekoerse gaan begin afkom, wat dalk vir ons bietjie hoop skep dat ons binnekort ook lae rentekoerse gaan kry, wat natuurlik die produsent se lenings, sy produksiekostes, sy ook positief kan beïnvloed, hopelik insetkostes vir die jaar of so vorentoe ook positief kan beïnvloed, bietjie laer, maar jy moet nou net in ag neem, kommoditeitspryse, jou mieliepryse kan dalk ook dan nou 'n bietjie laer wees. So, daar is positiewe nuus en iets om aan vas te hou vir ons produsente soos ons vorentoe gaan. Daar is altyd positiewe nuus. Altyd. Ja. Vertel vir my vinnig, wat is die neigings in direkte buitelandse investering in Suid-Afrika se landbousektor en hoe vorm dit toekomstige markgeleenthede? Ons het so 2 minute hoor. Ja, daar's ongelukkig is van ons investering, ons buitelandse investering is dan baie gekoppel aan politieke stabiliteit en sekerheid wat ons natuurlik rondom hierdie goed kan gee. Met hierdie BTW debakel wat ons gehad het, met die RME wat maar van tye baie onstabiel lyk, skep dit dan ongelukkig 'n bietjie 'n onstabiele omgewing vir buitelandse investering om in te kom. So toe ons gesien het die RME is geskep, het dit baie positiwiteit geskep, dit het baie positief. Daar was 'n baie goeie, die Business Confidence Index van Agbus het baie opgetel, maar ons sien nou dat daar baie onsekerheid is en ons verhouding met Amerika is dan ook iets wat ons in die kollig moet hou, mooi in die agterkop moet hou. En dit lyk asof daai goed dalk so 'n bietjie weer in die verkeerde rigting inbeweeg, maar weer eens ons gaan nou sien wat daaraan gaan. Maar as ons net van 'n politieke standpunt af bietjie sekerheid kan kry om te sê, ons wil hervorming, positiewe hervorming, ons wil ekonomiese groei stimuleer en dit kan soveel positiewe nagevolge skep vir werkskepping, vir ekonomiese groei en dit kan regtig die armes ook baie help as om nou baie onsekere beleide, soos hierdie arbeidswetgewing wat ons nou weer in plek wil stel, wat sekere groepe nou benadeel, sekere groepe bevoordeel. Dit is heeltemal teenstrydig met wat eintlik moet gebeur om ekonomiese groei te bevorder en om regtig voordele vir ons markte daar buite te skep. Johnny, ek dink as dit gaan oor markte op die oomblik, is jy altyd die regte persoon om mee te gesels. Enige iets wat ons op die oomblik net van bewus moet wees wat markte betref. Baie kortliks asseblief. Ja, ek dink die Trump-tariewe is natuurlik iets wat ons moet dophou en ek dink van ons kant af in ons verhouding met Amerika, ek dink hulle is nou besig met om ook nuwe wetgewing deur te bring, AGOA wat dalk iets van die verlede is. So ek dink dit kan ook negatiewe gevolge nou vir ons oor die kort termyn hê, maar weer eens dit kan weer vir ons baie ander markte moontlik oopmaak. So ons moet baie mooi gaan kyk, nie noodwendig altyd in die probleem vaskyk nie, maar ons moet gaan kyk wat se geleenthede kan uit dit uit vir ons ontstaan soos ons vorentoe gaan. Johnny, baie dankie vir jou tyd en dankie vir jou kennis en jou passie. Ek en jy gesels weer. Baie dankie Mia, sterkte daar vir julle.